vandag is, wat sal jy antwoord? En wie hou van vrae wat jy nie kan antwoord nie? Is daar enig iemand? Jy wil jy jok. Soos as Corine my vraag vra, en ek het nie die antwoord nie. Sy het as 'n juffrou gewees en sy soek 'n antwoord. So, ek het eendag baie slim in een van my vraestelle, toe weet ek regtig nie wat sy antwoord nie. Toe skryf ek juffrou, die antwoord is hier onder die klip, teken toe 'n klip. Toe skryf sy aan die bokant van die vraestel, want daar is jou punte ook onder die klip. So ons hou nie van toetse nie, ons hou nie van antwoorde as ons nie die vraag, as ons nie die antwoord het nie. En veral nie as ons die rede hoekom ons iets antwoord nie. Maar so gereeld kom ons in die kerk, en ons weet die Here vra iets van ons, en dan praat ons Christenies, soos, ja Here, is reg, en dan stap ons die uit, dan weet ons nie hoe gaan ons dit doen nie. En dit is waar ons is vinnig om te antwoord. Corine wil nie 'n vinnige antwoord hê nie. Sy wil die regte antwoord hê. En dan as jy antwoord, moet jy dit doen. Want jy kan nie net 'n antwoord gee nie, maar dan is jou talk cheap. So die juffrou vra in die klas, in die Bybelklas, sy vra vir die klas, het Noag op die ark vis gevang? Ja. Nou dink hierdie kinders, nou kom 'n klomp antwoorde, nou Jannie, agter in die klas, hy sê hy die antwoord, want hy weet wat gaan hy antwoord. Juffrou sê toe, Jannie, lyk my nie, julle die klas weet nie, maar jy spring al van vroeg af daar op, en hy het die antwoord, hy weet wat gaan hy antwoord. En hy sê toe, juffrou, hy het nie vis gevang. Sy sê, nou, hoekom sal jy so sê, Jannie? Hy sê, juffrou, want hy het net 2 wurms gehad. Ja, is wat vis vang, 2 wurms is nie genoeg nie. Goeie antwoord, Jannie. So ja, Jesaja 6 vers 8, en dit is die kern vir vandag se boodskap, en ons gaan later soontoe weer teruggaan. Maar daar kom 'n vraag aan Jesaja, en dit sê, toe hoor ek die stem van die Here wat vra. Die Here vra, wie kan ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Toe sê ek, Jesaja, hier is ek, Here, stuur my. En daardie vraag kom gereeld na ons toe, in die kerk. Hier is ek, Here, stuur my, want ons, Here, ek is hier, dag op en ek is reg, maar as die challenges kom, dan, dit is nie wat gebeur. God roep, in die Bybelse tyd, roep hy gereeld mense. En ek wil dit vandag hierso sê, dat dit duidelik is, as jy nie meer die stem van die Here hoor, of jy hoor nie meer dat die Here jou roep nie, die Here roep vandag nog mense. En as hy jou roep, beteken dit nie, hy roep jou in voltydse bediening nie, om hier te kom preek, of by die kerk te kom werk nie. In jou plek waar jy beweeg, roep hy jou, om 'n verskil te gaan maak. Is jy bereid om te antwoord? En partykeer antwoord ons bietjie vinnig. So hy antwoord nie, as jy vandag se boodskap hoor, sê jy hoor, hy roep nie in 'n dramatiese manier nie. Noodwendig nie, wat so eers sê. Hy kan in jou stil word tyd, kan hy jou roep. Hy kan dalk in 'n droom, kan hy jou roep. Hy kan in 'n gesprek tussen vriende of vriendinne, kan hy jou roep, of partykeer sien jy 'n behoefte raak, om 'n verskil te maak, en dan draai ons rug. So hy roep dalk in 'n situasie onder van 'n behoefte. So die vraag is nie vandag, roep God nog nie. Die vraag is, by my en by jou, wat sal jy antwoord, wanneer hy roep?
So ons gaan na 3 karakters in die Bybel kyk. Help ek gee 5 nie, ons gaan nie 5 onthou nie. So 3 karakters. En dan gaan ons kyk na toe die Here hom roep. Wat het in sy lewe gebeur? So ons begin eers by Samuel in 1 Samuel 3 vers 1. Sê dit 'n woord van die Here. Kon net stil staan daar. God praat nie noodwendig. Ek weet daar's party mense wat sê hulle hoor hom met 'n hoorbare stem en hy praat, ek is nie teen dit nie. Maar meeste van die tye praat hy uit sy woord uit die Bybel. Uit die Bybel uit. So moenie gaan soek na iemand wat dalk net vir jou iets sê nie. As iemand vir jou iets sê, ek het nou eendag gepreek ook, gaan kry dit in sy woord. Hy sal dit bevestig eers in sy woord voordat jy moet reageer. Maar die woord van die Here het baie seldsaam, baie skaars, min geword in daardie dae. Geen visioene het gekom. Samuel was 'n jong ou, saam met Eli in die huis gebly. En hy moes leer om God se stem. Al het God se stem min geraak daai tyd, moes hy in Eli se huis leer hoe om God se stem te hoor. So ek en jy gaan moet leer hoe om God se stem definitief fyn te hoor. Partykeer is dit net ons gedagtes wat praat, dis nie die Here wat praat. Maar in 1 Samuel 3 vers 4 sê dit, het die Here na Samuel geroep. So hier sien ons, die Here roep. En hy het geantwoord, hier is ek. Die ding is, ons is almal reg. Die Here roep. Maar partykeer dink ons hoor stemme. So 3 keer, ons gaan nou daarna kyk, in vers 5 tot 8, lees dit, die eerste keer roep die Here, daarop loop hy na Eli toe en sê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, gaan slaap maar weer. En ek kan net dink, Samuel stap al weg en sê, ek het my stemme gehoor as ek besig om van my sinne af te gaan, wat gaan nie aan, ek het definitief 'n stem gehoor. Ek dink hy sluimer net weg. En verder het Samuel weer geroep en na Eli gegaan en gesê, verder het die Here Samuel weer geroep. En hy het weer na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy het geantwoord, ek het nie geroep nie, gaan slaap maar weer. Maar Samuel het die Here nog nie geken. Nog nie geken. Ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar. En weer eens gaan ek sê, die woord moet vir jou geopenbaar word. Dit moet nie net letter wees nie. As die woord vir jou oopbreek, dan begin jy dit leef. Maar omdat hy nie die stem ken nie, en die woord was nog nie aan hom geopenbaar nie, kon hy nie weet wat gebeur nie. Want hy's nog 'n jong man, geestelik en fisies ook, jong man, en hy het nog nie hierdie stem gehoor nie. Maar dit moet aan jou geopenbaar word. Die derde keer sê dit weer, en die Here het Samuel weer geroep vir 'n derde maal. Die ding is, ek en jy dink, die Here moet ons net een keer roep en dan moet ons reageer. Maar die Here is so genadig. Hy sal roep, al hoor ons hom nie. Hy sal roep, al ken jy hom nog nie. Hy sal jou nooit los nie. 3 maal roep hy na Samuel, en op die derde maal opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. En nou, ek dink net voor Eli hierdie besef, dink Eli, groen dakkies toe vir hierdie seun. Maar toe merk Eli, dat die Here die seun geroep het. En is jy so naby aan mense, en ek wil jou aanmoedig, dit help nie jy loop alleen en dink jy is hierdie sterk macho ou nie. Het jy mense om jou, wat saam met jou fyn luister?
soos wat Eli saam met Samuel fyn geluister het na die stem van die Here. So op hierdie oomblik het Eli toe nou nog nie geweet, Samuel nie geweet, dis hoe die Here se stem klink nie, en weet waarvoor hy hom roep nie. Maar ons sien die 4de keer, in 1 Samuel 3 vers 10, toe het die Here gekom, en gaan staan, en geroep, soos die vorige keer. Maar nou is sy ore oop, sy geestelike ore oop, want Eli het vir hom gesê, gaan, en dis hoe jy gaan moet reageer. En die Here roep hom, Samuel, Samuel. Sê altyd, dis nie toevallig nie, daar's 'n uitroepteken. Samuel, Samuel. En Samuel het geantwoord, spreek, die diensknegt hoor. So ons hoor hierso, dat hy reageer. En hy sê, Here, hier is ek, praat met my. En die Here deel 'n ding met hom, dat hy vir Eli sy familie gaan uitwis. En gereeld kry ons onsself antwoord, maar dan as die Here dit met jou deel, dan dink ons, nee Here, jy ken seker nie vir Eli nie. Hy's groter as ek. Hy's sterker as ek. Hy weet meer as ek. Hy het al die stem van die Here gehoor, iets seker by die verkeerde ou. Want ek is nou nog 'n klein seentjie. Is jy ingestel om God se stem eerstens te hoor? En het jy iemand langs jou wat jy by kan incheck? Wanneer jy gehoor het, is reg. Maar wanneer dit dan bevestig word, is jy bereid om te doen wat die Here vir jou gesê het. Samuel het toe daarna gegroei in guns en statuur by God en by mense, omdat hy bereid was om te doen wat God gesê het. En dan sal God jou elevate. Nie wanneer jy moet doen wat hy jou getask het om te doen nie, jy moet net vertrou wees op dit wat hy vir jou sê. En dan sal hy jou oplig na groot en meer dinge toe. Wees getrou oor die min, en hy sal jou oor veel aanstel. Die tweede ene, 'n bekende karakter, is Moses. En ons sien in Exodus 3 vers 4, het sê, toe die Here sien, dat hy nader kom, om te kyk. En ek het dit nou in die worship gesê, ons moet nader. Ons nie net hier van 'n afstand af moet ek so vir Christus kyk nie. Ek moet hier so nader. En as ek naby kom, dan gaan ek dinge van Christus ervaar. En dis wat God van ons wil hê, ons moet hier in sy gesig wees. Deel van hom wees. Hoor hoe klop sy hart. Hoor hoe haal hy asem. Want as jy nader, dan sien God, hier's 'n dringendheid. Hier's 'n indruk. En hy kom by hierdie brandende bos. En hy kyk, roep God na hom uit die bos. En weer hierso 2 keer. Moses, Moses. Nie net 1 keer nie. 2 keer. Kurim, Kurim. Feel. God sal jou aandag eers kry, wanneer hy sien, dat jy nader kom. Here, ek is soekend. Rika, roep jou. En dan, as hy jou aandag het, moet jy antwoord. En wat gaan jy antwoord? Hier is ek. Antwoord Moses weer. En dan sien ons, hy antwoord, en nou sien ek ons mense, ek en Chris. Ek daag op en ek sê, Here, hier is ek. En dan in vers 10 van hoofstuk 4 sien ons, toe
sê Moses vir die Here, ag Here, ek kan nie goed praat nie, en ek kon nie vroeër nie, en ek kan ook nie nou nie, hier waar u met my praat nie, ek praat swaar, en my tong sukkel. Want toe vertel die Here nou vir hom, okay Moses, ek wil hê jy moet A, B, C en D doen. En dan besef hy, nee, ek het gesê, hier is ek, maar nie hier is ek in daai manier nie. Nie hier is ek, dat ek met mense moet praat nie. Asseblief net nie dit nie, Here. Maar dan kom ons, en ons maak verskonings. Ek sukkel, ek het foute gemaak, ek is sondig. Nee, Here, al hierdie mense ken die verlede. Hulle weet wat ek gedoen het. Net nie tussen hierdie mense. Enige ander plek, Here, is ek lief. Maar net nie hierso. In Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê dit, vertrou volkome op die Here en moenie op eie insigte staatmaak. En op alles wat jy doen, en hy sal jou op die regte, hy sal jou op die regte pad laat loop. En om in alles, wanneer hy jou roep, en jy sê, Here, hier is ek, en om in alles, vertrou hom met alles. Hy weet die regte manier vir jou, want jy sien nie die einddestination nie, jy weet nie waarheen is hy met jou op pad nie. Maar wanneer hy jou roep, en jy sê, hier is ek, moet jy bereid wees, dat hy dalk helemaal uit jou comfortzone gaan gebruik. Dit wat jy nie gedink het, jy moet doen, gaan hy jou 10 in opvat. En hoofstuk 4 vers 11 van Exodus sê dit, daarna sê die Here vir hom, na die verskonings, sê die Here vir hom, en hy sê hierdie, wie het aan die mens 'n mond gegee? En dit wat die Here jou mee wil gebruik, gaan hy in jou hand sit of aan jou sit. Gaan nie iemand anders te wees wat jou roeping moet uitleef nie. Dit gaan wat in jou hand is, wat in jou lewe gebeur, gaan hy gebruik sodat hy dit gaan. En hy sê, wie het vir jou 'n mond gegee? En hy sê, dit is nie ek, die Here nie. Soms ons, hier is ek, Here, en dan twyfel ons, en ons gebruik al die verskonings in die boek, maar dan ken ons Moses se walk van hier af. Die Here sê vir hom, dis wat hy gaan doen, en dan sien jy hoe lig die Here hom uit. Gebruik hom, om die volk te kan lei, uit slawerny uit. Maar op daai oomblik, kan hy nie sien, hoe gaan hy dit doen, ek sal hakkelaar. Is geen manier wat ek met hierdie mense kan praat nie. Maar, dan wil ek dit bysê, al hoe Moses dit kon doen, is met die salwing van die Here. En al wat jy moet doen, is as die Here roep en jy reageer, moet jy op jou insigte staat maak nie, vertrou op die salwing van die Here, om jou te gebruik daar waar jy moet gaan. Here, as ek hier ingaan, Here, ek gaan nie alleen nie, ek gaan met die Heilige Gees saam met my in. Sit woorde in my mond, sit mense in my kringe, sodat ek kan doen wat U my getask het om te doen. En dat U my kan gebruik, sodat ek kan gaan doen wat ek moet doen. Op jou plek, daar waar jy is, maak seker, jy vat die salwing en die Heilige Gees saam met jou daarin. En dan kry jy 'n boldness. In die week praat ek met iemand, en so partykeer praat ek met mense, en as ek al wegstap, dan sê ek, dit is wanneer jy met die salwing funksioneer. Wanneer jy nie uit jou eie uit praat nie, wanneer jy nie uit jou eie uit optree nie, maar jy weet, daar's iemand wat deur jou werk, deur jou praat, deur jou dinge doen, maar jy moet nie op jouself fokus nie. Die derde ene, en dis waar ons gaan stilstaan vandag, sien ons Jesaja. En hier kom ons op 'n gebeurtenis, so dat jou eerste skrifvers kom later eers. Maar Jesaja word geken as 'n profeet.
Maar op daai oomblik, toe die Here hom roep, sien ons Jesaja kom en hy sê in Jesaja 6 vers 5, hy sê, toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Eers moet ek en jy besef, ons lewe tussen sondags. Nee, sorry, maar hier so ook. Daar's op uit. Wee my Here, ek het tekortkominge. Ek is 'n sondaar en ek lewe onder sondaars. Die Here in die teenwoordigheid van die Here. Onthou, hy kom in die teenwoordigheid, jy gaan dit nou sien. In die teenwoordigheid van die Here, dan wys hy al hierdie goeders uit. Soos silwer wat skoongemaak word. Al die vuil goed kom na bo. En jy moet net heeltyd daai vuil goed afskep. Hoe nader jy kom, hoe meer jy onder die salwing funksioneer, hoe meer sal daai tekortkoming na vore kom. So in sy teenwoordigheid moet ons besef dat daar's nie, hy wil jou skoon hê. En hy sal jou wys waar daar nog geskoon gemaak moet word. Jy moet tot inkeer van jouself kom, wegdraai van jou sondige mens, want hy wil jou gebruik tussen daai mense wat jy jouself kom uitred het. Nie soos hulle wees nie, hy wil jou gebruik daar tussen hulle. So ons sien in Jesaja 6 vers 7 en praat van die serafs met die vlerke en al daai dinge, so van lees hoofstuk 6, maar hy sê, en my mond het hy daarmee aangeraak, 'n kool. Het die seraf, die engel aan hom geraak, om gesalf om dinge daar te gaan doen, want hy klaar tot inkeer gekom, en dan kom die salwing op 'n persoon. Kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde is versoen. So in die teenwoordigheid, wanneer die salwing oor jou kom, maak hy alles nuut. Hy draai alles van jou af weg, sodat jy gebruik kan word deur hom. Dan sê ons in hoofstuk 6 vers 8, gaan dit aan, dan vra God. Dan sê hy, toe hoor ek 'n stem, weer eens, jou ore moet oop wees, wat die vraag gaan wees. Toe hoor ek 'n stem wat vra, wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Toe sê ek, hier is ek, Here, stuur my. En weer reageer hy, hier is ek, hy dog, ek's versorg, my sonde is skoon gewas, ek gaan nou, en dis wat gebeur, ons dink alles gaan maanskin en rose wees, en alles gaan net honkie-dorie wees. Dat ons sê, Here, hier is ek, stuur my, gebruik my. En dan kyk ons na hierdie skrifvers. Hoofstuk 6 vers 10, maak die hart van die volk vet, en maak hulle ore swaar, en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien met hulle oë, en hulle ore nie hoor, en hulle harte nie verstaan nie, en hulle nie bekeer, en hulle nie gesond word. So hierdie volk sien God, hulle is so ver van God af, en hy stuur hom daar. Hy dog, hy gaan nou lekker gaan preek, en hy gaan lekker gaan net terugsit, en alles gaan net oké wees. En Jesaja vra vir die Here, Here, maar hoe lank? As hierdie ouens dan so ver van U af is, hoe lank moet ek dan, as hulle nie gaan draai nie? So ek stuur jou daar. Al lyk dit of daar niks gaan gebeur nie. En al lyk dit of jy nie 'n verskil maak nie. Gaan en gaan vertel hulle. Want jy het dan gesê, hier is ek, Here, stuur my. So hy is daar in hulle, deel van hulle. Jesaja word geken as in die menslike oë, as the most unsuccessful prophet of all time.
aan God se oë, omdat hy gedoen het wat God gedoen het, en die salwing op hom gerus het, toe die engel die kool op sy lippe gesit het, word hy in God se oë gesien as die most successful prophet of all time. So jy sal dalk in mense se oë gesien word as 'n onsuksesvolle. Maar as jy doen wat God vir jou gesê het jy moet doen, al lyk dit of daar nie eers vrug op jou bediening is nie. Al lyk dit of jy nie eers 'n verskil maak daar waar jy is nie. Die salwing van die Here, as die Here gesê, die salwing van die Here is op jou, en hy het dit vir jou gesê, uit sy woord uit, en jy het gereageer en gesê, hier is ek, Here. Jou antwoord was, hier is ek. Al wat die Here wil hê, is jy moet net opdaag. Hier is ek, Here, stuur my. Wat sal jy antwoord? Maar as jy antwoord, weet net, gaan dalk nie die uitkoms wees, soos wat jy in jou kop dink dit moet uitwerk. En as ons is so ingeprogrammeer, as ek A plus B, dan kry ek C. God sê, daar is so nie. A plus B gee vir jou Z. En dan, as ons bok so geskit word, wat ons het geantwoord en ons het gereageer, en dit werk nie uit soos dat dit vir ons in die stappe uitwerk nie, dan begin ons twyfel, of in onsself, of in ons manier hoe ons gehoor het van God af, en wat ons geantwoord het ons regtig reg geantwoord. Ons kyk na hierdie 3 karakters. Eerste Samuel, dan Moses, dan Jesaja. Al 3 ouens het 'n impak gemaak die oomblik toe hulle sê, hier is ek, Here. Stuur my, gebruik my. En die Here vra vandag, wie is ek? Wie wil ek gebruik? Wie sal ek stuur? Wie moet in sy werksplek 'n verskil gaan maak? Wie moet in sy familie impak gaan maak? Hy roep tot jong manne wat bereid is om op te daag in die bediening en sê, hier is ek, Here, stuur my. Maar dalk, net dalk, lyk dit nie glad nie, soos wat jy nou in jou kop sien. Maar die amazing ding is, ek en jy, ons het dalk 3 karakters wat ons vandag as voorbeeld kan gebruik. Maar daar is 1 karakter, sy naam is Jesus, wat toe die Here 'n plan met hom gehad het, het hy nie net gesê, hier is ek, en al sy tekortkominge, en al sy probleme, en al sy dinge, Here, hierdie kruis is way te swaar. Hy het gesê, hier is ek, Here, stuur my. En hy het niks anders op sy gedagtes gehad, as vir my en vir julle. En daarom, as gevolg van hom, kan ons met daai sekerheid inloop, en sê, met my God loop ek 'n bendelstil. Met my God spring ek oor 'n muur. Want as ons met daai boldness gaan, dan keer niks en niemand jou nie. Dit is nie onwys om net om te hardloop en te doen wat jy die Here is saam met my nie. Julle hoor my. Ek nooi jou uit. Wil jy met jou oë sluit net daar. Ek nooi jou uit.
Dalk het die Here al 2 keer gepraat. Dalk vandag praat die Here weer 'n 3de keer. Dalk roep hy weer so hard jou naam. Soos wat hy hier gesê het. Samuel, Samuel. Moses, Moses. Al wat hy wil hê is hy wil net hê jy moet jou fokus na hom toeskuif. Sodat jy kan hoor wat hy sê. Hoor wat hy vra. En as jy sê, Here, hier is ek. Here, hier is ek. Ek het 'n dringendheid om, soos Moses, nader te kom aan daai bos, nader aan die teenwoordigheid. Ek het 'n dringendheid om te weet, U is besig in my hart, besig in my lewe, besig by my werkplek. Dalk wil die Here jou uitlig vandag. Maar heeltemal anders as wat jy gedink het, of uitgewerk het in jou kop, moet gaan gebeur. Die Here is nou besig om met mense te beperk. Hy roep weer. En wat sal jy antwoord? En weer sê, nee, Here. Nee, ek. Want ek is 'n hakelaar. Ek is te besig. Die planne wat ek in my kop gehad het, het nie so gelyk nie. Die druk kom weer. En hy roep jou. Ek wil jou uitnooi. Kom na vore en te sê, hier is ek. Ek wil jou geleentheid gee. Kom staan nie voor. Dankie Jesus vir mense wat antwoord. Hier is ek. Here, al is dit die 3de of die 4de of die 5de of die 20ste keer. Here, het mense vandag opgedaag. En wanneer ons opdaag, dan gebruik U. Ons maak vas elke gebed, elke belofte, elke woord wat hier gespreek is vandag, maak ons vas in die naam van Jesus. En die vyand sal geen indring vind. Ons maak dit toe onder die bloed en ons vra Here dat U hierdie mense sal gebruik, daar waar U hulle wil gebruik. Nie in ons eie ideale prentjie nie, nie op dit hoe ons dink ons moet beweeg nie. Here, maar dat ons antwoord sal wees. Hier is ek, Here. Maak nie saak hoe, waar, wanneer en wat se manier nie. Here, dat U sal gebruik in die naam van Jesus. Thank you for your anointing in this place. Thank you for your touch. Dankie dat ons kan honger na meer van U. Dankie dat bedieninge vasgemaak is vandag. Here, in Klein Karoo gemeente sal nooit weer dieselfde wees as gevolg van hierdie mense wat vanoggend gekom het en gesê het, hier is ek, Here, stuur my. Here, soos Jesaja 6 vers 8 sê, toe ons die stem van die Here hoor, en hierdie mense die stem van die Here gehoor vanoggend, wie sal ek stuur?
sal vir my gaan. En hulle het geantwoord, hier is ek, Here, stuur my. Dankie Jesus, dat U planne oor elkeen tot vervulling sal kom. Nie ons planne nie, U planne. U drome, U ideale, oor elkeen vasgemaak sal word. In die naam van Jesus. Seën ons in hierdie week, seën ons op ons werksplekke, ons bid Jesus oor elkeen wat in hierdie dorp ingaan hierdie week, dat ons 'n verskil sal maak, en dat ons nie net hoorders van U woord sal wees nie, maar dat ons daders buitekant hierdie heining sal gaan wees, en dat ons sal gaan evangeliseer vir dit wat U in hierdie gemeente kom doen het vandag, dat ons mense sal gaan vertel, dat ons sondaars sal gaan haal. Ons bid Jesus dat siele hier tot bekering sal kom. Dankie vir U goedheid oor hierdie kerk. Dankie dat U elkeen wat hier so is vandag, so sal gebruik, dat U koninkryk verheerlik sal word daarin. In Jesus naam alleen. Amen. Mag jy 'n geseënde week hê, en mag jy opdaag en sê, hier is ek, Here.